Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre op hierdie besonderse geleentheid en dan ook op hierdie Vadersdag. Dan wil ons ook vir elke pa en man sê, geseënde Vadersdag en mag julle lekker bederf word op hierdie besonderse dag ook vandag. Ek dink sommer nou gou die aankondigings hanteer voordat ek vergeet. En ons welkom aan nuwe intrekkers en besoekers. Dan die deurkollekte gaan vir plaaslike behoeftiges, die aksie Jong van Gees is Sop en Sherry, eerskomende donderdag, 1900, ek kan net nie onthou of het 'n oggend of 'n middag een is nie, het sal seker middag wees, 3 middag, want mense kan nie so vroeg drink nie, ne? 3. Die bazaarbeplanningsvergadering, ons wil nog een beplanningsvergadering insit voor die skoolvakansie, die 22ste Junie, Net na die diens, gou die 22ste Junie, die bazaarbeplanningsvergadering. En dan moet jy net asseblief daarop let, die gesamentlike eredienste wat in die skoolvakansie is, saam met Piet Potgieter Rustgemeente, en dit skuif vanaf 19 Junie dan na Piet Potgieter Rustgemeente toe. Griefshare wat op die 29ste Julie gaan weer begin, na die skoolvakansie. As jy weer die kursus wil saam deurmaak, of jy ken mense wat trauma ervaar het, of wat deur 'n rouproses gaan, dat hulle daar kan kom inskakel. En dan eerskomende Saterdag is dan ook die François en Elisabeth, wil jy dans Karina. Dit is dan by die kerk, en daar sal koffie en tee wees, en dis R30 per persoon, as jy baie graag daai vertoning ook wil saam kom kyk. Dis hy. Ek dink dis al die afkondigings. Kom ons raak stil, nou raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by die besonderse geleentheid vanmôre. Die God wat die velde van Eden geskep het, van vreugde in die skepping, ja ook in ons. God van eer en heerlikheid, God van genade en barmhartigheid. U naam word verhoog oor die hele aarde. Christus wat in die strate van ons wêreld gestap het hoop aan alle mense gegee, ja ook vir ons. God van eer en heerlikheid, God van genade en barmhartigheid. U seun is verlosser van die hele skepping. God se Gees wat in ons harte woon, bring waarheid en vrede aan ons. God van eer en heerlikheid, God van genade en barmhartigheid. U liefde ontvou elke oomblik van ons lewe. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige lied saam, Vader, ons eer U, vers 1, 2 en 3, so saam met die orgel.
Vriende, kom ons groet mekaar in die naam van die drie-enige God, wie se lof ons nou net besing het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons tot eer van die Here 2 lofliedere. Die eerste een gaan wees, alle volke klap julle hande op met die video, en die tweede een gaan wees, grote God aan U die eer, saam met die orgel vers 1 en 3. Kom ons staan en dan kan die wie sitplek inneem na die tweede lied. Kan nie soep nie. Vriende, kom ons gee 'n paar momente van stil gebed, daarna sal ek vir ons bid ook. Waarin ons dink oor hierdie groot God wat alles geskaap het, wat alles in stand hou, en dan dink oor die werke van sy vingers. Dit wat ons nou al gelees en gesing het vanmôre. Kom ons raak stil. Dan dink ons bietjie daaroor na in jou eie lewe ook.
Heilige God, kunstenaar van die skepping. Klein babas roep U lof, terwyl U na hulle uitreik en ons genees met die aanraking van die vingerpunte. Ons Here, ons kom aanbid U. Jesus Christus, poort na genade. U maak reg wat ons verbrou het. U bou U koninkryk op die fondasie van ons wankelrige geloof. U staan by ons in ons lyding. Ons Here Jesus Christus, ons aanbid U. O Heilige Gees, speelmaat van geregtigheid. U plas deur die seepoeltjies in Eden se agterplaas en trap modderspore in die kombuis van die koninkryk, terwyl U ons na die tafel lei. Ons maak ons harte vir U vanoggend oop. God in verhouding, heilige drie-eenheid, hoor ons wanneer ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier op aarde net soos wat dit in die hemel is. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, leer ons om te vergewe soos wat U ons ook vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar weerhou ons van die bose. Here, laat ons kan leef, dat alle eer en heerlikheid U kan toekom. Ons vra in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan doen ons saam die geloofsbelijdenis, en na die geloofsbelijdenis is 'n bevestiging van dit wat ons gesê het. Sing ons saam met die video hierdie pragtige lied, U is my God. Kom ons staan saam asseblief. Die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Ons gaan vanmôre saam lees uit Spreuke 8. Ons gaan, ek gaan eers vir ons bid, maar jy kan solank die woord oopmaak by Spreuke 8. Die teks gaan ook op die bord wees. Kom ons sluit die oë. God van vreugde, U wysheid sing U woord. By die kruispaaie waar menslikheid en goddelikheid ontmoet. U nooi ons in die vreugdevolle wese, waar die elke begin, alle onderhoud, elke verlossing ken en daarin geken word, sodat ons die eenheid kan beliggaam en die uitlopende bedienings wat U aan ons kom toevertrou. U wat werklik drie-enig majesteit kan weerspieël, in die geloof wat ons doen, in die hoop wat nie teleurstel nie, in die liefde wat volhard. Mag ons U, ons almagtige drie-enige God, in hierdie woord vanmôre ontdek, en mag ons dit rig in die lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons praat vanmôre dan oor wysheid in Spreuke 8. Daarso in The Eternal Flame is daarso in Chestnut Ridge Park, daarso in New York in Amerika. Is daar hierdie vlammetjie wat so onder 'n fontein brand. Nou hulle sê hulle probeer dit verklaar, maar hulle kry dit glad nie verklaar nie. Hulle sê hierdie Rhine Street Shawl, maar hulle die Afrikaans lyk my Scully, so ek hoop ek het nou reg gaan ondersoek instel. Hulle sê hierdie het 'n gasse wat dit in die grond ontwikkel, so 400 meter onder die grond, en dan is dit veronderstel om hierdie gas te maak wat meer as 100 grade Celsius is, wat dan hierdie vlammetjie veroorsaak daar in hierdie fontein. Dis wat die wetenskaplikes sê. Maar om een of ander rede is hierdie klipformasie wat bymekaar kom, hierdie Scully, nog te jonk en veroorsaak dit nie hierdie hitte en hierdie gasse wat hierdie vuurtjie laat brand nie. So hierdie het hulle nou nogal 'n verwondering van hoekom brand hierdie vlammetjie in daardie park. Sal het julle al gekom by iets soos hier by Graskop, by Burkslak, by die maalgate, en dan kyk jy daarso na daai gate en dan wonder jy, dan staan jy net daarso en dis bo jou begrip, hoeveel water, hoeveel lang tyd moes al geloop het, laat daai goed so gemaal het om daai gate in daai rotsformasie te gebeur. Dis mos in ons menslike natuur. Om wanneer ons by iets moois, iets goeds, of iets wonderbaarliks kom, net te gaan probeer beredeneer. Ons wil altyd kyk hoe hierdie goedes werk, hoe hierdie goedes ontstaan het. Dit is asof ons breinstof net aan die gang begin kom om te probeer die planne maak. Ons wil weet, waar kom dit vandaan, hoe het dit ontstaan, hoe het dit tot stand gekom soos wat ons waar is, en dit het die bestaan natuurlik van die wetenskap op die been gebring. Nou hierdie vraag, as ons so na die natuur kyk, in die grootheid van die natuur, en die majesteit van die natuur, en wanneer hierdie vraag ontstaan het, oor hierdie werklikheid wat ons dan mee te doen het, en hierdie vraag, het in alle volke en nasies en kulture, het hulle ook maar hierdie vraag begin vra. En almal het by 'n punt gekom wat sê, ieweste in hierdie ontdekking is daar 'n groter werklikheid wat nie verklaar kan word nie. Daar's iets groter in hier, wat in beheer is hier, daar's 'n grotere iets wat ons net nie kan verklaar nie. Nou ons het dan baie maal daai naam met die kulture God genoem, ons noem dit ook God, wat hulle dan gesê het, daai groterheid wat in beheer is, wat hulle net nie kan verklaar nie. Dan het die vraag begin ontstaan, maar hoe is daardie groter werklikheid wat ons God noem? Hoe is God betrokke in hierdie wetenskap, in hierdie werklikheid, in hierdie natuur wat besig om te gebeur? Hoe is hy betrokke daarin? En hoe het hy 'n hand daarin? Hy wat ons sê alles het deur hom ontstaan, en sy hand is daarin betrokke, maar hoe presies werk dit? Party mense sê, weet jy wat, ons werk met die wetenskap, dit wat bewys kan word, dit wat gevoel kan word, ons hou God daar uit, ons wil nie eens God betrokke maak by die wetenskap nie. Ander mense, as ek so luister na die radio en ek hoor hoe ander mense debatte voer, sê, weet jy wat, kom ons praat nie eens oor die wetenskap nie, ons sommer uit die Bybel uit gaan ons alles bewys. Die Bybel word die wetenskaplike handboek wat die ontstaan en begin en einde van alles daarso stel.
maar dis ook nie reg nie. Ek dink nie 'n mens moet ons kies vir die een, of moet ons kies vir die ander een, of moet ons enigstens kies in hierdie tyd. Nou dis hoekom in die Bybelse tyd, hierdie teks wat ons gaan lees, was daar met die godsdienstige mense wat daarbey betrokke was, 3 groeperinge gewees. Die eerste een was die priesters gewees, hulle was dan soos die predikant amper van daai tyd, wat dan gesê het, hoe werk die goedes wat in die tempel gebeur, hoe bring ons offers, hoe moet ons God kom aanbid, en dan hoe werk dit wanneer ons by mekaar kom. Dan was dan natuurlik die profete gewees, wat ons weet, wat God se wil vir mense tuis gebring het, in meeste van die tyd in spesifieke omstandighede. Maar dan het jy hierdie mense gekry, wat die wysheidsleraars was. En hierdie wysheidsleraars was mense wat soos filosofe was, wat gesê het, maar hier is hierdie werklikheid, hier is hierdie wonderlike dinge wat besig om te gebeur, hier is hierdie dinge wat ons vaar, en hoe is God betrokke by hierdie goed wat ons ervaar in hierdie lewe? Hulle het daaroor nagedink, en dan in hulle eie tydse taal, met hulle verstaan, en met die Bybel, en wat besig is om te gebeur, het hulle dit vir die mense oorgebring in hulle tyd. Nou in daardie tyd, die Griekse, weet ons die Grieke met die Hellenistiese tyd, so die 4de, 5de eeu voor Christus, met hulle opkoms, was daar baie filosofe wat hieroor gedink het ook, oor hierdie werklikheid. En dan het hulle gesê, maar in hierdie wêreld wat ons ervaar, moet ons 'n manier kry om te oorleef, om te bestaan. En hulle het daardie manier, die manier van oorlewing het hulle genoem die logos. Dit was die beginsel vir oorlewing, en hierdie logos het dan jou lewe gedryf, sodat jy geweet het hoe om te bestaan. Hierdie logos was gekoppel gewees aan wysheid. En wat ons vandag hier in die boek van Spreuke gaan ontdek, is God se volk gesê het, maar weet jy wat? Ons word nie gedryf deur hierdie Griekse beginsel van logos, die manier van dinge wat ons dryf nie. Ons lewensbeginsel wat ons lewe lei, is die konsep van wysheid. En dit gaan ons sien hoe dit van eintlik God afkom. Daarom het ons begin en ons het gesê ons geloofsbelijdenis, wat ons nou net gehad het, ek glo in God die Vader, wat die skepper is van die hemel en die aarde, van hierdie wonderlike werklikheid. Dis belydenisstaal wat ons gebruik. Ek glo in Jesus Christus, en regdeur as julle gesien het, hoe alles presies mag gesê word, die liedere wat ons gesing het, die gebede wat ons het, hoe hierdie 3 eenheid, glo in die Heilige Gees, wat ons as gemeente by mekaar bring, wat ons toerus, sodat ons mekaar kan dien. Jy sien, hierdie skeppingsstaal help vir ons om God in te bring in hierdie werklikheid, want vandag is die eerste Sondag in die Koninkrykstyd. As jy nou mooi gaan dink, waar is ons in die kerklike jaar? Ons het Paasnaweek gehad, en ons het toe na Paasnaweek Hemelvaart gehad, ons is so pas die Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie is die eerste Sondag, wat ons die 3 eenheid Sondag noem, waar ons sê, van nou af vier ons fees, oor hoe hierdie 3 enige God homself kom openbaar in hierdie wêreld, die verskillende persone van hierdie 3 eenheid, en hoe hierdie 3 eenheid, die persone daarvan in ons lewe, in ons elke dag teenwoordig is, in hierdie werklikheid, hierdie grootheid van hierdie wêreld, teenwoordig is. Richard, ek het die naam nou vergeet. Ek het gedog, ek was goed voorbereid. Richard Rohr het gesê, dit is die dans van die 3 eenheid, wat ons ervaar in hierdie wêreld. Kom ons lees hierdie mooi gedeelte saam uit Spreuke 8. Lofprysing van wysheid. Is dit nie wysheid wat uitroep en verstandigheid wat haar stem laat opklink nie? Op die top van die hoogtes langs die pad waar die hoofpaaie bymekaar kom, het sy stelling ingeneem. Langs die poorte by die ingang na die stad, by die toegang tot die poortdeure, roep sy opgewonde uit. Na julle manne roep ek, my stem is gerig tot mensekinders. So as ons sommer hierdie gedeelte hoor, dan hoor ons die eerste ding, wysheid is die stem van 'n vrou, wat hier aan die woord is. Nou, ons hoor daarso, is dit nie wysheid wat uitroep, en die verstandigheid van haar stem laat opklink nie. Nou, ons weet, wysheid in Grieks, se naam is mos Sophia, en dan Hebreeus, ek hoop ek spreek het mooi uit, ek het lanklaas met Hebreeus so gewerk, Hakma is die Hebreëse naam vir wysheid, maar ons weet die mooi naam vir dit is Sophia in Grieks. Hierdie wysheid wat as 'n vrou uitgebeeld word. Hierdie gedeelte is natuurlik die ingangsportaal, die inleiding tot die res van die boek van Spreuke.
Maar hulle sê hierdie gedeelte wat ons vanmôre lees, kan ook gebruik gewees het as 'n handboek vir jong mans. Onthou die Bybel in die Ou Testament was 'n mansgedomeineerde wêreld. So dit was 'n handboek gewees vir jong manne gewees om hulle te begelei in die lewe van hoe hulle moet gaan optree. Ons sien dit byvoorbeeld hier in vers 3, langs die poorte by die ingang na die stad, by die toegang tot die poortdeure, roep sy opgewonde uit. Hierdie Sofia, hierdie Hakma, hierdie wysheid. Onthou, dis waar die mense, die mans by mekaar gekom het om handel te dryf, en mekaar uit te daag, by die stadspoorte het hulle by mekaar. Na julle manne roep ek, my stem is gerig tot mensekinders. Nou die boek van Spreuke weet ons almal bekend, daar word 2 vroue uitgebeeld in die boek van Spreuke, die wyse vrou teenoor die dwaase vrou, die slegte vrou, die dwaase vrou met kontras met die wyse vrou. Maar ons moet nou onthou, hierdie Grieks-Hellenistiese opkoms van hierdie mense wat vir hulle gesê het, hier is die logos, hier is die manier van lewe, en so moet julle gedryf word om te oorleef. En dit was besig om die Godse volk bietjie vir bietjie in te neem. Ons het daai selfde probleme vandag. Dink bietjie die impak van die media, in die sosiale media, waar daar ander beginsels is en leerbeginsels is, wat bietjie vir bietjie vir ons kinders en vir ons begin sê, hoe en op watter wyse moet ons begin lewe en begin vir ons die leiding gee in hierdie wêreld om te begin bestaan. Dan kom hierdie boek en sê, daar's die wyse vrou wat julle moet volg. En die wyse vrou is die Sofia, die manier wat God wil hê, eintlik julle moet bestaan. Hy begin in die begin van Spreuke en sê, wysheid begin by die dien van die Here. Kom ons lees hierdie gedeelte verder daarvan in vers 22. Die Here het my geskep, want dit sê vir jou waar dit ontstaan. Die Here het my geskep as die eerste van sy werke, voor sy dade van lang gelede. Hierdie wysheid wat sê, maar reg van die begin van die wêreld af, was dit al gewees. Maar nou kan dit baie verwarrend wees, veral vir ons jong mense wat sê, dit klink vir my nou, daar was 'n God die Vader, daar was 'n God die Seun, daar was 'n die Heilige Gees. Nou klink dit vir my, daar was 'n wysheid ook, wat geskape is reg van die begin af. Nou hoe mag dit moontlik wees? As 'n mens na die Hebreëse teks gaan kyk, hierdie is 'n verskriklike mooi poëtiese dig wat aan mekaar geweef is. Dan sê dit eintlik vir ons waaroor hierdie gedeelte gaan, want die Hebreëus hoe dit gebruik word, het gewoonlik die werkwoord in die begin van 'n sin geskryf. Tensy die skrywer van daai gedig 'n spesifieke boodskap wou uitgebring het, van hoe hy dit wil oorbring vir mense. En in hierdie Hebreëse teks word Jahwe, die Here, se naam eerste geskryf. So die manier wat hierdie hele teks aan mekaar geweef het, sê, hierdie hele teks gaan eintlik oor God. Die God wat die skepper is van die hemel en die aarde. En dan sorgvuldig hoe die teks aan mekaar geweef het, dan sê dit maar hierdie wysheid word direk gekoppel aan God. Is nie losstaande van God nie. Kom ons lees verder daarvan in vers 23. In die verre verlede is ek gevorm, aan die begin voor die aarde. Daar was nog nie oerwaters nie, toe is ek voortgebring. Daar was nog nie fonteine ryk aan water nie. Voordat berge ingeplant is, voor heuwels daar was, is ek voortgebring. Toe hy nog nie grond en oop weivelde gemaak het nie, die eerste grondsoorte van die vasteland. Toe hy die hemel gevestig het, was ek daar. Toe hy die horison afgemerk het oor die oppervlak van die watermassa. Toe hy die wolkhemel daarbo gevestig het, die fonteine van die oerwater sterk gemaak het. Toe hy vir die see sy grense vasgestel het, dat die water nie sy bevel sou oortree nie. Toe hy die fundament van die aarde afgesteek het. As ons sommer hierdie gedeelte lees, kan jy nie anders as om die woord te hoor van Genesis, die skepingsverhale van die Bybel nie. Jy kan nie anders as om te hoor maar hoe die ontstaan alles by God was in die skepingsverhaal nie. Maar hierdie gedeelte gaan verder, hierdie belydenisstaal, en hy sê maar hierdie waarneming wat ons het, dit wat besig is om te gebeur, dit wat vir ons so groot is, hoe God se hand was in die betrokkenheid van hierdie wêreld. Maar nou kom wysheid verder, as jy hierdie verse lees in 30 en verder. Was ek 'n lieflingskind aan sy sy?
Ek was dag en nag sy vreugde, terwyl ek die hele tyd voor hom speel. Terwyl ek op die bewoonbare deel van sy aarde speel, het ek vreugde gevind in die mensekinders. As jy sommer hierdie gedeeltes hoor, dan hoor jy sommer die speelsheid daarvan. Jy hoor sommer die opgewondenheid. Jy hoor sommer soos 'n kind wat rondhardloop en speel. So word wysheid uitgebeeld by die voete van die Almagtige Vader. Hoe hierdie poëtiese skrywe, hoe hierdie gedig van ons sê, maar weet jy, wysheid kom koppel God se grootheid met hierdie werklikheid op aarde. Hierdie wysheid, hoe dit uitgebeeld word, bring die hemel en die aarde by mekaar uit. Dat dit nie losgemaak word van mekaar nie. Nou 'n bietjie, ek weet vandag se 'n bietjie van akademiese preek. Ek gewoonlik verpes hierdie tipe preke, maar dit moet ook nou en dan gebeur. Dit was 'n polemiese argument geweest, hierdie tipe gedig ook. Boonbehalwe dat dit vir die mense toegerus het om hulle self te verweer. 'n polemiese argument, kom ek verduidelik dit gou. Dit was 'n argument, 'n teenstelling teen die wêreld. Daar was ander gelowe, ander godsdienste, ander mense van daardie tyd. En die mense moes gesê het, goed, hier is God, hier is hierdie werklikheid wat besig om te gebeur. Hoe's God se hand in hierdie werklikheid? Hulle moes 'n teenargument, hulle moes hulle self verduidelik het teenoor die gelowe van daardie tyd. Ons het nou al klaar gesê oor die Grieks-Hellenistiese invloed wat gekom het met die logos en hulle manier van doen in daardie tyd. Hulle het ook baie gode gehad het wat hulle aanbid het. Dan weet ons ook, dit was nie lang gelede voorspreuke wat die Babyloniese ballingskap plaasgevind het nie, waar die ballingskap en die Babyloniërs nog in hulle agterkop was. En hulle het gesê, weet jy, die oergode het die werklikhede, het al die goedes bymekaar gebring, en die god Marduk het al daai werklikhede gevat en dit geskep tot die aarde soos ons dit vandag het. Hierdie mense, hierdie wysheidsleraars het gesê, ons sê, hulle is verkeerd. Hierdie grootheid wat ons besig is om te ervaar, kom wysheid na julle toe en sê, maar hierdie werklikheid is nie apart van God nie, maar God se hand, sy skepende hand is teenwoordig daarin, in hierdie skepping. Ons taal, as julle gaan kyk, en dit help vir ons om ons self te verwoord in hierdie wêreld van vandag. Waar ons vir mense moet sê, weet jy wat, jy ervaar hierdie werklikheid, jy gaan deur al hierdie hartseer, jy gaan deur al hierdie moeilikheid, jy is besig om hierdie wêreld te ervaar wat jy het ervaar. Maar hoe is God se hand teenwoordig in hierdie wêreld waarin ons is? Ons taal bestaan uit feite, argumente. Ons wil klink klaar vir mense hierdie goed is feitliks uit mekaar uit sê, en ons sukkel om God se teenwoordigheid vir mense tuis te bring. Ons het die manier verloor om te dig, te sing, en op 'n mooi manier vir mense God se teenwoordigheid tuis te bring later. As ons so die liedere sing, wat ons sondagoggende sing, is dit 'n manier dat God se teenwoordigheid op 'n ander manier tuis kom in ons harte, waar ons vir die mense sê, daai werklikheid wat ons nie altyd weet hoe om te verstaan nie, maar wat ons weet teenwoordig is, kom ons verwoord dit vir julle op 'n ander manier, sodat dit vir julle sin kan maak, om te help, en die wysheid kom vir ons tuis, help vir ons om daarmee te deel. Dis kom wetenskap en godsdienst hoef nie apart te wees nie. Die wetenskap is juist dit wat ons help om die grootheid van God se skepping raak te sien. As ons sommer net so deur 'n teleskoop gaan kyk en ons sien hoe alles daar wemel en dinge daar besig is om te gebeur, dan sê dit vir ons iets van God, die skepper van hierdie hemel en die aarde. Ek weet ons het, wanneer was dit gewees? Woensdag aand Bybelstudie gehad, toe daai besonderse maan opgekom het. En dan kan 'n mens nie anders as om in verwondering te staan nie. As jy deur 'n teleskoop kyk en jy kyk na die sterre wat daar is, en die hemelruim wat daar buite is, en jy kyk na die grootheid van God. Maar net so kan godsdiens ook vir die mense help om te sê, maar wanneer jy hierdie goed te sien, en wanneer jy hierdie ervaring het, kom ons help julle om dit te verwoord, die ervaring van daai grotere werklikheid, wat agter die is. Weet jy wie daai sterre in die hemel geplaas? Weet jy wie al hierdie goed is by mekaar kom, sodat dit 'n ontstaan sal hê? Daardie belydenisdaal, ek glo in God, wat die skepper is van die hemel en die aarde. Daai selfe God wat nie wil hê hom verlore gaan nie, maar wat vir ons
'n ander kan die dood, 'n ewige lewe kom skep het, deurdat sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Dit help vir ons om daardie te verwoord. Die Bybel is ryk aan tradisies en ondersoek, sodat hulle God se teenwoordigheid met die oorvertellings, die getuienisse wat daar is, God se woord, per konteks, soos wat dit ontstaan het, die heeltyd interpreteer om vir mense te sê, maar God se woord is nog steeds van toepassing vandag. Dis hoe ons dit lees in die boek van Spreuke, na die ballingskap, met die ontstaan van die Grieks-Hellenistiese tyd, pas hulle dit toe, vir dat die mense kan verstaan hoe God teenwoordig is. Ons vandag moet hierdie wonderlike woord van God vat, en wanneer dit thuis kom in ons harte, moet ons nog steeds daai selfde getuienis hê. Ons moet die wysheidsleraars word, wanneer ons begin ontdek hoe God daar buite skape, hoe God, die drie-ene God, werk in ons lewe, bring ons dit thuis in ander mense se lewens. Die logos, die wysheid, as julle sommer net so begin onthou Johannes 1, in die woord, die logos, was God, die woord was by God, en alles het deur die woord tot stand gekom. Daai selfe woord wat direk in verbinding getree word met Jesus Christus. Want jy sien, die nuwe manier van doen, die nuwe manier wat ons begelei, die nuwe voorbeeld van ons vooruitgaan, het Jesus Christus vir ons sigbaar kom maak, toe hy die hemel en die aarde met mekaar kom verbind het, toe hy tussen ons kom loop het. Die Here het vir ons 'n nuwe begrip gegee, van hoe werklikheid en God se teenwoordigheid, hoe daai wysheid wat in hierdie boek, wat in Spreuke uitgebeeld word, 'n ander werklikheid in ons lewe word. As ons met hierdie wysheid van God, deur die genade van ons Here Jesus Christus, hoor daai woorde, deur die Here wat ons welkom betree elke dag, deur die Heilige Gees wat vir ons bewus maak van God se liefde vir jou, en hoe God jou kom omvou deur die genade van die Here, en daai afstand oorbrug, hy's nie meer ver af geleë nie, hoe die Heilige Gees jou kom toerus, hoe die Heilige Gees jou die krag gee om elke dag hierdie werklikheid te sien en te beleef, jou die taal gee om dit vir ander mense te verwoord. As jy anderste met hierdie wysheid en die drie-enige God begin leef, miskien net ontdek jy ook die koninkryk van God. Miskien ontdek jy net die lewe. Ons moet net bid dat die Here tuis kom in ons harte. En dan sal ons die werklikheid en God se hand aan vir ons 'n totale nuwe lewe kom skep, wat ons anders kan verwoord. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer U gesê het ons het 'n nuwe lewe. En hy was nie weer dieselfde nie, hy het anderste opgetree. Beteken dit ons moet anderste na ons lewe kyk, na die dinge om ons. Ons moet die goedheid en die genade, U grootheid anderste beleef. Ons moet versigtig wees om dit net om te sit in 'n klomp feite en verklaringe. Ons moet die hand kan sien in ons elke dag se bestaan. Dis wanneer ons harte begin oorloop en vol word, wanneer ons weet die werklike logos, die werklike lewe, die Here Jesus Christus kom tuis in ons harte. Dis wanneer ons weer begin sing en dig en vir ander mense vertel van die grootheid van God. Dat hulle daai grotere werklikheid ook kan ervaar. Mag ons hierdie woord ontdek, o Heilige Gees, dat ons die liefde van God deur die genade van ons Here in hierdie wêreld ook kan tuisbring. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om Here te dien met ons offergawes.
Ek het een afkondiging gegee, daar is biltong en droewors te koop, daar in die kuier area. Ons gaan nou staan, dan gaan ons hierdie pragtige lied sing, met saam met die video, hoe groot is ons God. En dit is 'n toepaslike lied, juist wanneer ons kyk, sommer wanneer ons mekaar opnuut waardeer op hierdie dag waar ons saam vier, wanneer ons ouers waardeer, wanneer ons kinders waardeer, familiebande waardeer, en dan soms in dink aan God se grootheid om ons. Hoe groot is ons God? Kom ons staan, dan sing ons saam met die video en bly staan vir die uitspreek van die seën. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede voor en aan julle vrede gee. Die drie-enige God is by julle van nou af tot in alle ewigheid. Amen.